Gek oor eie Afrika ondier episode 95. Natuurlik is dit heeltemal normaal dat eregaste heel laaste by 'n spesiale geleentheid soos hierdie aansluit. Al is die partytjie eintlik gereël vir Sylvie en Haya, is daar mos 'n baie belangrike gas op pad. Miskien is die man se inheemse Indiaanse name so 'n klein bietjie vreemd op die Suider-Afrikaanse of selfs Europese tonge, maar daar is niks komies of lagwekkend aan die indruk wat Arend loop op wolke sing op almal maak toe hy Saterdagmiddag by Sylvie en Haya se bachelorspartytjie aansluit nie. Arend loop op wolke sing is die gas wat die dag spesiaal gaan maak. Vir almal, glo Lia. Daar was reeds 'n gevoel van afwagting toe hulle Aluit se vliegtuig oor die plaas hoor sirkel het. Lia en die ander het mos geweet dat Arend, wat vir Sylvie so kosbaar is, op daardie vliegtuig is. Sylvie self verwag hom eers teen Woensdag volgende week hier in Mosambiek. 20 minute later staan die man daar in die deur. Gemiddelde lengte en gemiddelde bou, maar met gitswart lang reguit hare wat verby sy skouers hang. Donker oë wat deur die mense soek en uiteindelik sag op sy suster te ruste kom. Iemand wat lyk asof hy uit die vorige eeu uit die Indiaanse en cowboy fliek gestap het om die hoofrol daarin te speel. Regs van sy gesig is daar 2 stringe hare wat met gekleurde toue gevleg is. Die wit pofhemp wat hy dra is sonder knope en die onderbaadjie van 'n tipe vel met vraaiings aan die onderkant. So lyk een van die interessantste mense wat Lia in haar hele lewe gesien het. Een wat die koppe laat draai. Een wat veroorsaak dat daar nou 'n doodse stilte oor almal neerdaal. Behalwe vir Sylvie se skielike gil van blydskap toe sy nader storm. Sy's klein, pas onder sy ken toe sy arms om haar vou. 'n blye weersiens van broer en suster wat mekaar vir so lank nie gesien het nie. My boetie Arend stel Sylvie hom uiteindelik aan almal voor. Sy noem name en Lia glo dat Arend dit waarskynlik nie sal onthou nie. Verseker nie in die kort rukkie wat hy hier in Mosambiek by hulle gaan kuier nie. Maar Arend is blykbaar nie hier vir 'n kort rukkie nie. Dr. Arend Singh is op 'n sabbatsreis, vertel hy later vir Lia en Sergio, toe hy die stoel oorkant hulle uittrek om te gaan sit. Hy gaan bly, totdat Sylvie en Haya se baba gebore is. Hy wou lankal hierdie deel van die wêreld kom verken, die dat hy lang verlof ingesit het. Hy wil meer te wete kom oor die inwoners, die gewoontes en die gebruike van die inheemse volke van hier. En dit is daar waar hy en Sergio heerlik aan die gesels raak. Sergio wat vir die eerste keer voor Lia vir iemand vertel wat hy Woensdag daar by die hyena skuiling gesien het. Die afgeslagte hyena karkasse. Die toenemende probleme met leeustropery ook. En Arend wat met die grootste belangstelling na hom sit en luister. Miskien herken hy iets wat in sy studie en belangstellingsrigting ook is. Dalk wil en kan hy 'n bydra lewer tot die geheime van die onderwêreld van hier ook. Maar nie vanaand al nie. Daardie gesprek is vir ernstiger geleenthede, wys sy gesig. Soos wat die aand ouer word, besef Lia dat agter Arend se boheemse voorkoms 'n baie skerp en intelligente persoon skuil. Hulle gaan nog 'n lang aande langs vure sit en gesels met hierdie man. En toe Sergio vir hom vertel van die 2 maanaar leeu's wat hulle in die week na Sylvie en Haya se troue wil wegneem na Nawara, flikker daar nog meer belangstelling agter daardie pikswart donker oë. Wel, as jy tyd het en lus het om saam met ons groep te ry om hulle weg te neem, pad langs ongelukkig,
ten minste 2 aande uit in tente, baie primitief. Sergio huiwer 'n oomblik en toe nooi hy hom pertinent. Dan kan jy gerus met ons saamry. Ek sal graag, ek wil, dankie, antwoord Arend. Wel, ek kry vir ons iets om te drink. Is alkohol in orde met jou? Vra Sergio. Stroeram en raspberry? Ho, ek is gewaarsku teen daai een, maar bring dit aan. Lyk ek vir jou soos 'n sissie, spot Arend. Nou Lia, wat van jou? Glasie wyn? Vra Sergio. Nee, dieselfde as vir julle, antwoord sy. Wanneer Sergio met 3 glase terugkom, staan sy op en gaan skep 'n bord vol van die vingerhappies wat Maria en Peer so keurig voorberei het. Sy gaan sit dit tussen hulle neer en sê, Arend, help jouself asseblief. Maar hy wys eers met die hand, dames eerste. En Lia wonder geamuseerd of dit 'n medisyneman se manier is om vas te stel of die kos eetbaar is en of dit vergiftig is. As die vrou in die geselskap eet en nie dood neerslaan nie, sal hy ook seker iets in sy mond druk. Waarskynlik is dit glad nie die geval nie. Hy is net ordentlik. En toe Sergio vir homself 'n romerige garnaaltertjie uit die bord kies, doen hy dieselfde. Sy gesig verander en hy lyk aangenaam verras met die smaaksensasie wat nou daar oor sy tong kom speel. Hier kan dit waraggies lekker raak, glimlag hy. Hier is dit klaar lekker, Lia en haar pa het 'n Franse chef ook aangestel. Van maandag af gooi hulle die deure van hierdie oulike eetplek vir gaste wat hier kom kamp en oorbly oop. Lig Sergio hom in. En moenie vir Maria de Silva weggooi nie. Die Portugese is mos bekend vir hulle geurende kosse. En jy is self Portugees, Sergio? Heeltemal ja, antwoord hy. Anders as hierdie deurmekaar spul van 'n vroumensie vir wie ek so lief geword het. Haar ma was Portugees, Conjas, die een waarna die kamp vernoem word, en die pa was Hurter, Afrikaans uit Suid-Afrika. Ag, seker bietjie Engels-Afrikaans, maar ja, uit Pretoria, Suid-Afrika. En jou pa is nou waar? Vra Arend en kyk rond. Dit is daai ou wat jy sal erken as Kevin Costner, as jy soms fliek, spot sy. O, ek is 'n fliekvloei, sê hy. Dances with Wolves, dit was een van my gunstelinge. Hy knik. So, dit is waar Kevin Costner kom wegkruip het, nadat hy besluit het om nie meer in Yellowstone te speel nie. Of nee, wag, dit was anders. Hulle het hom gefire, toe sneuwel die reeks as gevolg daarvan. Net so, stem Lia saam, maar hy was nog die hele tyd in Suid-Afrika. Hy het net soms Amerika toe gegaan as daar 'n fliek was, waarin hy wou speel. En dit is Dr. Paula Dunford wat so aan sy arm daar hang. Onthou Arend, Sylvie se reisgenoot. Ek het haar een keer lank gelede ontmoet. Ek is bly die twee van hulle het elkeen iemand gekry met wie hulle die lewe wil deel. En toe raak sy gesig ernstig. En ek is dankbaar dat my suster moederskap gaan ervaar. Al byna 40. Moenie antwoord as jy nie daaroor wil praat nie, maar ek wil graag weet, is dit 'n goeie man wat sy gekies het om haar kind se pa te wees? Sergio antwoord sonder huiwering. Ek het die wêreld se respek vir Haya. Ek ken hom al vir byna net so lank as wat ek in die omgewing is. Hy was een van my eerste ware vriende hier rond. Nee, daai man is pure kwaliteit. Wel, ek beplan om homself 'n bietjie beter te leer ken, dreig Arend, vir so aand of 2 saam met hom uit te gaan veld toe. Maar vereers wil ek hoor, ek sal so af en toe in Bonsai wil tuis gaan, miskien by een van die gastehuise daar, of selfs by my sus en haar man, maar dan sal ek graag hier in die bos ook 'n woonstel of 'n kamer wil huur. Daar sal tye wees wat ek beslis gaan kies om alleen te wees. 6 maande is 'n lang tyd. Wel, ek weet Maria het een van haar kamers in die huis vir jou reggemaak vir vanaand,
Maar as jy wil, sal ek en Sergio vir jou môreoggend een van die woonstelletjies hier in die Konsaalskamp gaan wys, bied Lia aan. Sy wonder of sy die prys per nag vir hom moet noem, maar hy wil weet, sal dit beskikbaar wees vir 6 maande? Ek sal vooruit betaal. Hy knip nie eens 'n oog toe sy die bedrag noem nie. Amerikaanse dollars rek net soveel verder as Metikais of selfs Suid-Afrikaanse rande. Hulle privaat kuiertjie met Arend kom voorlopig op 'n einde, toe mense stoele nader trek. Jesu en Anna se tweeling is daarna die middelpunt van belangstelling. Dit is lekker om te weet dat die twee met die kleintjies van nou af ook permanent deel gaan wees van die personeel en familie, wat hulle eintlik lankal reeds is, hier op Hurters Retreat. Lia het ouma se 14 sitplek eetkamer tafel met die groot buffet hier in hierdie spesiale eetkamer laat indra. Sy sal later 3 kleiner tafeltjies met 4 stoele elk van Zing se katalogus uit China bestel, om teen die regterkantste muur te sit. Maar die groot tafel is hier om te bly. Dit is Peer se idee. Hy hou van die idee van 'n chef se tafel, aande waarop hy gaste met 'n spyskaart soos wat die gees hom pak gaan vergas. Daar is op die oomblik 3 kampeerwaans en 'n karavaan in die kampeerterrein en 2 van Lia se woonstelle is beset. Die mense kuier vanaand op hulle eie, maar vir môre het hulle bespreek om die nuwe Sondagbuffet in hierdie eetkamer te kom eet. Hulle is 16 mense, 12 volwassenes en 4 kinders. Daarvoor het Peer die eetkamertafeltjie in Lia se huisie gaan leen met die 4 stoele. Die kinders sal dalk kies om eenkant te sit en eet. Die gaste wat vanaand saam met Sylvie en Haya kuier, braai môre in Hurters Retreat se lapa. Die winters hier is mos kort, die aande nog so bietjie koud, maar die seisoen is al klaar besig om te draai. Dit beloof om 'n lekker dag te word. En dit was 'n lekker dag en 'n lekker naweek, besluit Lia toe sy maandagoggend vir Sergio by sy groot bakkie gaan afsien voordat hy werk toe ry. Daarna maak sy seker dat die woonstelle behoorlik skoon gemaak word. Anna meld aan vir werk. Nie amptelik, maar sy is nuuskierig om te hoor wat haar pligte as besprekingsbeampte en kampbestuurder gaan behels. John het sy studeerkamer langs die eetkamer van die groot huis as kantoor vir hulle beskikbaar gestel. Al die sleutels word daar gehou. 'n Nuwe ry wat aan hakkies op 'n houtblok hang. John se ou desktop en drukker sal sorg vir papierwerk. Op die tafel het Lia 'n wye blokkiesboek neergesit. Anna sal datums aan die kante skryf. Op die boonste lyntjies is die eenhede en kampeerplekke wat beskikbaar is vir verhuuring, sowel as Maria se kamers in die groot huis. Woonstel nommer 1 in die Konsaalskamp is geneem vir 6 maande. Sy trek 'n kruis oor daardie blok. Die woonstel waarin Dr. Arend loop op wolke sing, gister al 'n klomp van sy goed gaan neersit het, wat hulle met Aleid se vliegtuig ingebring het, voordat hy gistermiddag saam met Paula, Haya en Sylvie in die Duster deurgery het, Bonsai toe. Die man wil 'n kar gaan huur of koop in Bonsai vir die tyd wat hy hier kuier. Hy wil van niks en niemand afhanklik wees nie. En die feit dat hy maandagmiddag met sakke vol kruideniersware aankom, wys ook dat hy nie die heeltyd vermaak wil word nie. Hy sal saam kuier wanneer dit hom en almal pas, maar intussen beplan hy om op sy eie daar te wees en te woon. Anna hou van haar kantoor. Dit is binne hoër afstand van die kleingoedse kamer, daar in die Da Silva kwartiere in die huis. Verder kan sy die kleingoed in die dag in hulle stootkarretjies daar by haar hou. Lia gaan soek later vir John, Manuel en Jesu. Hulle is besig om aan oupa Gonzales se Land Rover te werskaf. Die wildbesigtigingsvoertuig kom nou wel môre saam met sy vorige eienaar hier aan.
Maar sal dit nou nie 'n gawe bykomstigheid wees as gaste soms in die antieke ou Land Rover ook aangery kan word nie? Veral as Jesso die mense in die aande na Bonsai toe ry vir die ete daar in die voerrestaurant. Mosambiek is nie net bos nie, hoor. Die beskawing raak ook so hier en daar aan die mense wat hier kom woon, spot Lia. Donderdagoggend raas die interkom in Lia se woonstel vir haar en Sergio wakker. Dit is haar pa en die da Silvas. Happy birthday to you, Lia, sing hulle. En veels geluk, liewe meisiekind, sing haar pa alleen voort in Afrikaans. Dankie paps, dankie julle. Kom eet ontbyt, sê Maria. Hulle kan net sowel opstaan en regmaak vir die dag. Sergio moet oor 20 minute hospitaal toe ry. Maar Sergio lyk vandag glad nie haastig nie. Hy haal eers sy pakkie uit sy klerekas, diamant oorbelletjies vir Lia. Geluk met jou dag, my pragtige vroumensie. Hierdie ouetjies kan jy permanent dra as jy wil. Hy kyk hoe sy dit in haar ore sit, nadat hulle gestort het, en toe soen haar lank en innig. Veels geluk, weer eens met jou verjaarsdag. Die kuier ontbyt in die eetkamer saam met haar pa en die da Silvas hou veel langer aan as wat Lia sou beplan. Sy weet mos, Sergio moet eintlik terug gaan kantoor toe. Maar dan kom staan Peer in die eetkamer se deur. Hy kondig af. Jou piknikmandjie is reg, Sergio. Hoe laat beplan julle om hier uit te vlieg? Vlieg? Wat is in die man se kop aan die gang? 12 uur, antwoord Sergio. Ek weet dit is die middel van die dag, maar ek weet daarom net eers vir Lia kans gee om te gaan inpak. Te pak, waarvoor? Vra sy verbaas. Vir ons vlug met die Delta na 'n plek langs 'n dam waar ek en jy vanaand die son alleen oor Mosambiek kan sien sak. Is dit nie wat jy vir jou verjaarsdag bestel het nie? Ja, dit is nogal, roep sy bly uit. Net so 'n bietjie stilte te midde van hierdie besige tyd wat skielik in hulle lewens ontstaan het. Waar is dit? Waar gaan ons heen? Wel, dit is eers 'n geheim, maar kom ek noem net, dit is iewers op 'n eiland, in 'n groot rivier, 'n baie spesiale wegkruipplek wat ek lank gelede ontdek het, en altyd besluit het dat dit die plek is waarheen ek iemand sal neem, as ek regtig verskriklik lief raak vir haar. Word vervolg.